Tussen die kerkmense is ek die kerkpersoon. Tussen my familie is ek 'n ander persoon. By my werksmense is ek 'n ander persoon. Weet jy hoekom? Want jy weet nie wie is jy. En dan adapt jy maar volgens die omgewing waarin jy is. Leef dan soos mense van die lig. En verstaan jy dat die oomblik wat jy jou lewe vir die Here gegee, dan sê die woord, hy maak jou 'n nuwe mens. Soos hy kom nie en hy verander jou net 'n bietjie nie. Hy maak jou 'n totale nuwe mens. Bedoelend, hoe hy jou sien het nou heeltemal verander. Maar hoe die wêreld jou dan sien, verander baie keer nie. Want jy hou daai gedeelte vir jouself. Jy was 'n persoon van donker. Maar leef dan nou soos mense van die lig. Begin so leef. Iewers moet jy actually die volgende stap begin vat en sê, okay, maar weet jy wat, ek wil leef soos iemand van die lig. Weet jy wat, ek aanvaar die roeping op my lewe om soos 'n persoon, soos om 'n man of 'n vrou van lig te begin lewe. Want weet jy wat doen ek en jy, ons gee ons hart vir die Here en dan sê ons, ag, ek sal nog vergewe. Ek sal nog eventually vir mense begin sê dat ek my hart vir die Here gegee het. Ag, weet jy, ek sal nog eventually begin gehoorsaam wees aan God. Ek sal eventually wegstap van daai mense af wat ek weet my terughou in wêreldse goed, maar weet jy, vir nou is dit lekker. En dan kom 10 jaar, 15 jaar later en jy wonder nog steeds hoekom jy 50-50 in lig en donker staan. En jy wonder nog steeds hoekom daar donker gedeeltes in jou lewe is. Want ek en jy kom nooit op 'n plek wat ons sê, maar Here, ek kies om te lewe soos iemand van die lig.